Heartbeat FM en jy is ingeskakel by Huishart elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10 en saam met my in die ateljee is 'n baie ou bekende hier by Heartbeat FM, Freek Vermaak. Freek, welkom by Heartbeat FM. Baie dankie Richard, lekker om hier te wees, saam met die luisteraar. Nou vandag sit jy aan die verkeerde kant van die tafel, nee. Ja. Ek hoor gisterand toe ek huis toe ry hier na die studente hulle voordragte gedoen het hier bo by Keller Williams se boardroom met ons. Ek sit die radio aan en hier's Freek op die radio. Ek dink maggies nou, die man is nou op die radio en môreoggend is hy weer saam met my. Ja, nee, ou is dankbaar, veral na wat ek deur is so 3 jaar terug met die kanker. Ja. Jy weet, toe my stem vir 'n stadium heeltemal weg was en ek moes van die radio afgaan en dit was vir my, dit was taaf. Ek dink dit was vir my erger vonnis as die kanker self, jy weet. Ja. Maar ons baie dankbaar en dankie vir die geleentheid. Nee, ons luisteraars en kykers sien jou oral. Ek het gister met 'n ou gepraat van die binneland af wat jy 20 jaar terug het jy met hom bediening gedoen. Sure. En ja, so jou bediening strek so wyd, maar ek wil regtig van môre wil ek teruggaan na die begin toe. Ek wil begin by die punt waar jy groot geword het, jou storie vir sy glorie, waar jy groot geword het, so 'n bietjie van jou kinderjare en so aan. Ja, Richard, ek het groot geword daar in die Wilde Weste in Gauteng. Hulle sê ek is gebore in Randfontein. Nou Randfontein weet ek het 'n hele paar jaar terug, die is mos maar meestal 'n myner gemeenskap gewees en ek is daar gebore en ek weet hulle het 'n wêreldrekord gehou op 'n stadium van die meeste brandewyn drink. Jy weet so, ek het daar groot geword. Jy kan by plekke kom regoor, selfs in Namibië weet ek van op 'n rugby toer waar van my vriende was en hulle was iewers daar in Namibië, diep in Namibië op en toe sê die ou vir hulle die aand by 'n geleentheid, jong, ek was een aand daar in 'n plek, daar was ek 'n luiperds op die muur, so hotel, maar die ouens het my amper doodgeslaan daar. So ek het groot geword in gemeenskappe waar geweld 'n groot ding was. Oorlewing, survival, nee, dit was arm groot geword. Maar ek was nie arm aan liefde en omgee nie. So my grootste verbasing op laerskool toe ek gekies is as hoofseun van die Kruis op Noord Laerskool, was ek die meeste verbaas. Want hoekom kies hulle die armste kind in die skool om hoofseun te wees? So daar onderwysers, Daan Luiten wat hoof was daai tyd, hy is ook nou al lankal oorlede, maar hulle moes iets in 'n ou sien. Maar vir 'n baie lang ruk, ja, op die rugbyveld het almal geglo want ek was by my geboorte die dokter sê, ouetjie gaan 'n Springbok word. Daar's in die koerante van my geskryf, hier kom die volgende vrugtepree van Suid-Afrika. Jy weet, en so rugby was vir my baie goed en ek is nog baie lief vir die spel. Vir my baie deure oopgemaak in my lewe. Geleenthede gegee wat ek nie sou hê nie. Maar ongelukkig, jy weet, op 'n stadium dan raak jy jou eie held. Jy weet, as die skare applaus en hulle raas as jy weet, 3 gaan druk of jy, soos jy kan sien, as ek nou nie 'n skamskakel nie, jy skram 'n ou dat hy knor, dan juig die skare. en dit was, maar my lewe was rugby. So niemand was verbaas as ek eerste span kaptein was, maar toe ek hoofseun gekies is. Jy weet, en ek sê baie vir die mense in die tronke, jy weet, verlang, waar ek 'n leier moes wees, was ek 'n verleier en mense na die verkeerde goed toe gelei. So ek het 'n geheime lewe op hoërskool met my vriende begin kry, ons het begin klaps toe gaan, ons was in die koshuis, nagklaps toe gaan en ek was bekend van kleins af as iemand wat sy appels kon beklei, want my pa het my geleer, want ek moes oorleef van waar ek groot geword het. Baie arm gebiede, gevaarlike plekke, jy word geboelie met die hoërskoolseuns en my pa het my toe leer, jy weet, om jouself te verdedig, maar tog ook vir my gesê, moenie hierdie goed gebruik om iemand seer te maak. Gebruik dit as jy sien iemand swakker as 'n ander en word geboelie. Jy weet, so ek het nog steeds 'n passie, maar ongelukkig, ek was vir baie lank was ek die ou wat die boelies geboelie het. En ek het 'n pel gehad op skool, hy het altyd gesê, as Freka jou raakslaan met die ou is jy dood. As jy jou misslaan met die ou het jy verkoue vir 6 maande. Jy weet, so daai label is op my gesit. Hierdie is 'n wille hond. Los hom, moenie met hom sukkel nie, en as jy een van sy vriende of iets vat, is dit nag. En dit het gemaak dat 'n ou regtig daai reputasie begin kry het, en in hoërskool baie keer in bekleierery betrokke geraak met ander hoërskoolseuns van ander skole,
Weet dit was amper op 'n weeklikse naweek, elke naweek was daar bekleierery. En of ek nou nie self betrokke was nie, ek sou hulle my gaan haal en moet ek kom uitsort. Jy weet, so ek het op hoërskool af amper 'n paar keer my lewe verloor, wat daar selfs op my geskiet was en sulke dinge. Ja, so ek het hierdie geheime lewe gehad saam met my pelle, waar ons so my gaan drink het en rook het en ongelukkig as jy die potensiaal en talent het wat ek gehad het in rugby, maar jy ontwin dit, jy weet ontgin dit nie, jy woeker nie daarmee nie, werk nie hard nie. Dan gaan talent jou nie meer verder as jy nie oefen nie, jou kant bring nie. En dis hoekom ek sê, ek het groter begin raak, gedink as die spel. Sure. Want die skare het gejuig, Ellis Park het gebrul, Loftus het gebrul, Nieuweland het gebrul, jy weet, as ek opgedraf het, maar op die einde van die dag het ek my Springbok baadjie misgedruk. Sure. Ja. In werkgewyse toe jy nou klaar is met die skool? Ja, kyk, daai jare was dit nog diensplig verpligtend. So ek is na skool as ek weermag toe, Heidelberg en in Mpumalanga. Reeds net vir my sport. Ek is daar, ek het was nooit grens toe nie of sulke goed nie. Maar ek het lekker rugby gespeel en toe gou fiks gekry, so provinsiaal gespeel. En toe kry ons 6 maande af, want weermag word toe 'n jaar. Jy weet, so die ouer manne sê vir ons min dae, en die volgende oomblik kom die aankondiging, ons het ook 6 maande af. En toe ek uit, toe ek by Roodepoort Rugby Club gaan speel, en hulle het vir my 'n werk gekry, maar daai jare, as ek op Ellis Park gespeel het, die aand, sê nou maar as 'n Dinsdag aandwedstryd, dan moet ek met die trein van Johannesburg laat na die wedstryd Randfontein toe ry, waar ek by 'n vriend gebly het. Jy weet, so jy kom in die oggendure daaraan, jy het nog 'n paar kappe ook gevat na die tyd by die onthaal, en nou ry jy van die onthaal, en dan moet jy die volgende oggend weer terug wees, amper in Joburg en Mayfair, waar jy werk, en jy moet 7 by die job wees, jy moet inklok, jy kan nie laat daar aankom nie, dan het jy moeilikheid, daai oom vir wie ek gewerk het, nie 'n saak gehad, of ek 'n Springbok wil word nie. So dit het baie te ou gevat, jy weet, jy het wakker geskik op die stasie en staan die trein al 'n ruk. En so ja, dit was, so ek is toe ek een aand saam 'n pel vir my, baie goeie pel vir my gebraai, en hy het my oorreed om polisie toe te gaan. Van my sport, en ek is polisie toe regtig net vir rugby, en uit die polisie college uitgekom, en ek word toe verplaas Heilbron toe, en ek word eindig op in Heilbron in die polisie barracks, enkel kwartiere, maar sommer op die 8ste vloer, en ja, hulle het vir my gewag met oop arms, want ja, weet jou, soos hulle sê, jou naam gaan jou vooruit, jy weet, en toe ek nou aankom met hulle, ek kon nie wag om my daar te ontvang nie, maar nou is ek 'n jong man, 21 jaar oud in Heilbron. Eerste 3 vloere van 'n enkel kwartier is girls, en van die 4de vloer tot die 8de vloer is manne, jong manne, maar ek kan vandag vir sê, wat nie groot geword het, was maar so tot om seuns te kere gegaan, en natuurlik was al jou groot nagklubs daar, en die bekende Fontana, wat seker lekker hoender gemaak het. So as polisman was dit seker een van die beste plekke om te leer om 'n polisman te wees, want daar is altyd aksie. So ek was so 3 dae die college uit, ek dink, dit was 6 'n week, saam met die ouer manne, en nou moet hulle jou leer, hoe om regtig 'n polisman te word. En toe ek in die college was, ek kon nie eens na moordfoto's of ongelukfoto's kyk nie, ek kon nie, jy weet, ek het naar geword, ek het gevoel, ek hoort nie, ek is net hier vir rappie. En ja, dis my ontnigtering. Ek was skaars uit die college uit, een dag, ek onthou, het was nog 'n Bimbos, ons het gestaan en koffie drink, en toe klap die skote. Toe is dit 'n gewapende roof, en daai ou het nie 'n saak of ek 'n bok wil word nie. Ek is in die pad. Ja. Jy weet, en ewe skielik, op die skietbaan is dit lekker, jy skiet op 'n teiken, hy skiet nie terug nie, maar ewe skielik, skiet iemand na jou toe om jou dood te maak. So dit het aan my begin vat, en jy weet, ons het gespot daai jare, maar ons het gesê, jy weet, ons het 'n lisensie gehad om te drink. Jy weet, jy as jy baie met die dood werk, dan raak jy dood, jy raak hard, en jy weet, soos ek groot geword, die gebreinwas was, dat 'n ander kleurige is 'n terrorist, hy is die vyand, het dit my nie op 'n goeie plek gebring, en jy is natuurlik in 'n wêreld van, jy weet, as polisman in daai jare, en ons as 'n polisiemag, het gesê, die mense daar buite is hase. Jy weet, jy is in jou eie wêreld, en ja, toe raak ek lief vir my job, en ek raak lief vir wat ek doen, en ek word toe 'n baie goeie polisman. En
1994, ek het toe by 'n eenheid geëindig waar ons nie dossiere gedra het nie. Ons het misdadigers gejag soos jy 'n bok gaan jag. Hulle het net vir my 'n navraagpapier gesê, sê luister, hier's Piet Pompies, soek hom. En hy moet uit die gemeenskap uitkom, of hy nou terug gaan tronk toe of wat ook al. So ja, ons het baie vryheid gehad oor die hele land beweeg, groot sake gevang, groot misdadigers uitgehaal of uit die gemeenskappe uitgehaal. En toe kom die verkiesing 1994 en net na die verkiesing toe gaan ek uit die polisie uit, koop ontslag R500 betaal en ek gaan Sanlam toe. En ja, wel, het is nou lekker by Sanlam in die begin, want ek skryf almal op wat ek ken, polisse, maar kyk nie na dit nie, ek het nie daai ervaring nie, en die goedheid begin laps, en die volgende moment sit ek met groot skuld. Sure. En in daai tyd, ek was toe jong getroud ook, is ek geskei, en manne wat ek toegesluit het in die polisie, uit die Wesrand, uit Randfontein, bekende manne in die onderwêreld, approach my toe, van hulle het saam my rap gespeel, was saam in die polisie, approach my toe, en vraag vir my of ek nie assessorswerk vir hulle sal doen van 'n versekeringsmaatskappy nie, en dit was meer my lyn. So ek het vir hulle baie geld gespaar uit bedrogsake, kapingsake. So ek het meer gefokus, gespesialiseer in motorkapings en diefstalle. En ongelukkig, die manne het ook nie die ding reg bestuur nie. En toe maak een van hulle, een van ons ander kollegas, 'n bekende ou in die onderwêreld, bekend staan as the Godfather of the West Rand, hy maak toe 'n nagklap oop in Kreeusdorp, maar die eerste een is toe 'n ryfklap. En ek het nie die ryf sien regtig op daai stadium geken nie. As polisieman wat ook in die ou narkotika sandeptak was, het ek 'n haat gehad vir dwelm, vir al junkies, soos hulle sê, weet, ek het 'n haat, 'n oorlog gevoer teen druglords. Maar pas op vir jy haat, jy sal net hulle word, want ek weet hoe dit is om aan die kant van die deur te staan, skree en klop en woela, Mapoisa, maak oop, is die polisie. En volgende oomblik toe klop die boere aan my deur. Sure. Toe is daar 'n kilogram heroïne in die kas. Jy weet, so hulle het my approach gevra, sal ek nie die hoof van sekuriteit wees oor die nagklapie, omdat ek so connected was in die polisie, en jy weet en in daai tydperk, deur 'n egskeiding, ontmoet ek 'n vrou een aand in 'n klub, sy is besig om deur 'n egskeiding gaan, ook 'n ou, selfde hoërskool as ek gewees, en ja, toe was ons uitfeet, toe kry ek die oproep, sy swanger. En die hartseer van die hele ding is, ons albei was stikkend. En twee stikkende mense by mekaar is nie goed vir mekaar nie. So, dit was op 'n stadium regtig vir haar lelik, en by 'n plek gekom waar ek beplan het om haar te vermoor. Omdat ek uit daai wêreld uitkom, en in 'n kort tydjie toe ek in die georganiseerde misdaad wêreld inbeweeg, soos as die onderwêreld, het ek as gevolg van my polisie backup, my connections, baie vinnig, jy weet, soos die woord nou sê, van krag tot krag. Ja. Daar ook, want dit gaan maar oor krag, jy weet, jy moet 'n vreesbewind voer. Het ek in die onderwêreld inbeweeg, en nie baie lankie was ek redelik hoog op, en het die ou wat boelies geboelie het, mense laat boelie. Jy weet, tyd wat ek nie meer mense seer gemaak het, of self hoef te geslaan het, of ietsie. Mense gestuur om sulke dinge te doen. Sure. So ja, dit was waar ek toe nou vir 'n hele lang ruk in die onderwêreld beweeg het, en toe verslaaf geraak het aan dwelms, soos hulle sê, my drug of choice was kokain, nie regtig gerook en meer gesnyf. En ek sê nou weer daar vir iemand, as ek jy weet, ouens gaan rehabs toe, en dan kom uit, en dan sê lankie gebruik hulle maar weer, soos hulle sê, hulle laps. En ek kom nou met kere, as ek in die ouens se week geopereer het, so hoog was, en so op ons eie was, en jy's nou so in isolasie, want jy begin, soos ons al jare gepraat het, mense inloop of indoen, ons het gepraat van jy nok hulle. So jy begin mense nok, en jy raak bekend as 'n nokker. Jy weet, so, jy begin ook Nigeriërs nok, met dwelmtransaksies en dit, en dan volgende môre wil jy hom weer bel, dan soek jy weer dwelms. Jy weet, en van my vriende was amper dood neer gif en goed wat hulle in die goed ingegooi het.
So ek wou nooit dit self alleen gebruik. Ek was nie 'n alleen gebruiker nie. Ek wou altyd en ek sal altyd dat iemand anders die eerste vat, jy weet, hou 'n bietjie dop. Maar tog en ek het soveel keer probeer, Richard. Ek het regtig soveel keer probeer om op te hou. Jy weet maar hoekom kokain vir my so groot ding geraak het, is dit het my gedrinkgewoonte vir my, ek wil nie sê makliker gemaak nie, maar ek kon dit beter hanteer. Want jy kan vir jou, ek weet nie of jy baie kennis van dit ek verstaan, maar ek meen veral met kokain, jy kan vir jou in 'n kas indruk. Jy flarde. Snyf jy een lyn kokain en jy's of jy nugter is. En dit is so, want jy weet, as jy begin snyf ook, dan begin jy sê ook, weet, is dit nou sê op 'n CD-kas of 'n bord of 'n tafel of 'n toiletbad, en jy het 'n noot en jy buig om dit te snyf, dan sê ek buig voor jou. Sure. So ander mense op Dagga en Mandrax en Ecstasy, al het ons ook Ecstasy en al daai, hulle is junkies. Die kokain is 'n sofistikeerde drank, as ek dit so dis nou vir jou. En is so leen. En ek het nou die dag by skool gesê, weet, die eerste keer toe ek dit snyf was amazing. Ek gaan nie jokkie. Maar ek kon nog nooit weer daai eerste daai kry nie. Ja. En dit het R1000 gekos. Bestaan nie, ons bietjie boek gehou. Hoeveel geld het ons spandeer op kokain? Wat ons van weet, ons het so 'n rooi boekie gehad. So die een rooi boekie is hoeveel geld ons gemaak het, en ek weet dit was so oor die 3 miljoen in 3 maande. En dan was daar 'n ander boekie waar ons nou elke gram, en daai tyd jy 250, 300 rand per gram betaal, het ons 'n boek gekyk hoeveel. En wat ons nou kon onthou, en weet jy, sê altyd in staat om te kan onthou of boek te hou nie, R96,000 in 3 maande, so nou is 'n neus op. Sure. So is 'n godswonderwerk uit 'n brein, en in daai toestand, by 'n plek te kom waar jy jou oudste seun se ma wil vermoor. Ja. Want ek het al begin haat met 'n passie, jy weet, en die ouens om my, die geraas om my maak dit erger. Want hulle kyk ook vir my, ek is nou so te sê, my nou, maar hier kom 'n vrou en vat my aan. Ja. Wat gaan ek doen? En weet jy wat was een van my favorite gesegdes? Nooit geweet wie dit gesê nie. You live by the sword, you die by the sword. Ja. En ons het beplan om haar te vermoor, dit sou 'n hijacking wees. En ek is toe een aand op pad. Dinge het baie lelik geraak tussen my en haar, en ek is op pad na 'n woonstel toe om haar te gaan doodmaak. Nie eintlik doodmaak, ek wou haar net seermaak. My gedagte was, ek wou instap en dan met 'n glas of iets aan haar gesig steek, en dan moet sy my onthou in die spieël tot ons haar doodskiet. En toe ek in die woonstel instap, toe sit my 18 maande oue seentjie op haar skoot, en hy sien my, en ek sien die vrees in sy oë. En aan haar kant is 'n klomp bikers, my ouers kom van nagklubs af, dis hierdie regte mafia movie, jy weet, dis nou, hier gaan bloed vloei, is geweld. En ek het in daai week gebid en vir God gevra, wie snaaks genoeg, ek het soveel keer gebid, as ek al is, dan draai die bek, die kamer, ek is so op drugs, jy is so hoog, jy is so dronk. Ek onthou een aand waar ek Onse Vader bid, wat 'n laerskooljuffrou het gesê, as jy in die moeilikheid is, eendag bid hierdie gebed. Ja. En toe begin ek die stem bid. Jy weet, toe begin ek die stem bid. Ek glo Vader het vir my gesit te lag en sê, hierdie is 'n ander karakter. Maar, so daar was, want ek het in standaard 6 daai jare, dis nou graad 8, het ek die eerste keer my hart vir die Here Jesus gegee, en 'n pel vir my se pa, se gemeente. So vir 18 jaar afgewyk, maar hy het my nooit gelos nie. En daar was hy diep begeerte in my hart. As dinge begin rof gaan, het ek geweet wat om te doen, om te bid. En daai week voor ek haar wou baie seer maak, toe bid ek. En ek sê vir God, as hy my hier help, want ek het geweet, die ouens wat ek gaan stuur om haar dood te maak, die kans is baie groot, omdat ek ooit 'n polisieman was, die kans is baie groot dat hulle nie wat eintlik gaan doen nie. Alles gaan na my toe point, en dan gaan ek in die tronk sit. Want weet, hulle doen dit ook maar net om dwelms in die hande te kry, hulle wil die vuil werk doen. En as ek maar baie vir mense sê, en ek wil dit graag nou ook sê, dat misdaad het niks te doen met 'n veldkleur nie. Misdaad is 'n oorlog tussen lig en duisternis, en dis 'n daad van Satan. En omdat ek aan albei kante van die gereg was, jy weet, kan ek vir jou sê, daar is 'n weg uit
uit misdaad uit geweld uit verslawing uit. En sy naam is Jesus Christus, maar ek het hom nie geken, ek het weet van hom. Ja. Maar ek het nie daai verhouding, weet, hulle wou my nie aan iemand voorstel in die gemeenkerk waar ek was nie. Net gesê ek is eenvoudigste stout, jy weet, so bietjie nagmaalwyn gesteel, en dan kon nie 'n grap wat nie, en toe pos hulle ons, maar die ding hier aand ook in die woonstel instap, en ek sien daai laaitjie vir my se twee oogies, toe kom ek tot stilstand, toe ek sien hoe bang is hy vir my, en ek sien, en asof ek tot stilstand kom, want hy staan van sy mamma se skoot af, hy twee brein oogies praat toe, kyk reg neer my. En wat met my gebeur is, ek sien myself in my kind se oë, en ek haat wat ek sien, wat ek geword het. Ek is nie sy held nie. Die ouens om my, ek is hulle held, want ek het mag en krag, ek is hy ou. Maar sy oë, hy soek. En ek besef, toe hy opstaan na my toe loop, en vir my sê, papa, my drukkie kon gee, en terugloop na sy ma toe. Toe gebeur iets vreemd met my. Ek begin nou jammer kry. En dit het my begin uitfreek. En kyk, freek toe uit. Ja. Want, hoe kan ek nou jammer kry? My gedagte was, ek wil haar gesig skend, tot ons haar doodmaak. En ek besef net daar iets, het is, party moet in 'n kop-aan-kop botsing, of geskiet word, of wat ook al, of kanker kry en op 'n doodsbed lê, om te by daai plek te kom van, jy is nou by 'n kruispunt, jy is nou die eindvletjie gaan dan blaas, waar gaan jy ewigheid spandeer? Maar my stilstand kom my aan, toe ek aan die kind se oë kyk, en ek besef, kyk jy blame almal. Ek kan almal blameer, jou verlede, die polisie, die ou regering, maar jy is verantwoordelik vir die gemors wat jy anders, want jy is die kind se pa, en jy moet seker maak jy die kind is veilig. So, en Richard, ek raak toe bewus van iemand in die woonstel. En wat my te vang is, buite die woonstel is die ouens aggro hulle mekaar, die bloed moet vloei. Maar binne die woonstel vloek nie is iemand nie. En ek begin my oë van haar afhaal en die laaitjie. En ek ervaar dis iemand. Dis moeilik om vir mense te beskryf, onthou dis al my maand as die Here wil, April, as die Here wil, sal dit nou 25 jaar terug wees. Sure. Jy stap in die kamer en jy's 'n geweldenaar, jy's gewoond om nou 'n statement, want almal kyk na jou, en die volgende kry hierdie vrou jammer, en die volgende oomblik raak jy bewus van iemand wat groter en sterker is, ek en my hele gang is. Want toe ek kyk, en ek kan hom nie sien nie, maar Richard, ek kon hom ruik, is 'n geur van lewe, Sure. sy aroma, en ek begin toe my oë van almal afval en begin, wie is hierdie? Want ek sien ons is 'n klomp puppets in sy teenwoordigheid, maar ek weet nie wie dit is nie. Die polisie is daar, die welsyn is daar, almal vat my kant, die kind kan saam ons huis toe gaan. Ek gaan laai my ma en die kind af by 'n huis. Ek wil net dit noem, my ma sê op 'n stadium, want sy het eintlik die kind gekry. Dis eintlik 'n baie lange storie, hy was ontvoer vir 'n week, deur sy ma, want hy het by my groot geword eintlik. Of dis hoe ons het gesien het, maar ek meen sy ma, en sy wou hom gehaat het. En ek kom nou een aand het die kind amper gesterf van kroep, en ek was so hoog op dwelms, ek het nie geweet hoe om te help nie. My ma was gelukkig ook daar, hulle by my gebly, sy my pa en hom gekyk, en ek is toe hospitaal toe met hom, en by die hospitaal, ek nie medies, is 'n privaat hospitaal, die Here is genade het hulle hom neergedruk, maar ek moes 8.000 rand neersit, ek sê, byt net 'n bietjie vas, ek gaan net gou 'n chequeboek haal, en ek het nie teruggegaan nie, jy weet, en sy het toe die rekening betaal, en daai naweek kon ek 'n plan maak om dwelms in die hande te kry. Sure. Jy weet so ek het my bulldog verkoop vir drugs. Selfs my hond verkoop vir drugs. 'n hond wat soos 'n kind vir my was. So ou was baie morsig, baie diep, en dis hoekom ek kan vir die luisteraar sê wat luister of iemand ken. As God my kon red, en ek het baie lank gesê ek was 'n gemors, en die Heilige Gees het my vermaan en vir my gesê, God maak nie gemors nie. Jy het net in 'n gemors beland. Ja. As gevolg van jou keuses. Maar so mooi in Engels, he changed my message into a message. Sure. Jy weet, daai gemors het 'n boodskap geraak. My trane het ander ouens se blydskap geraak. So, ek het, die polisie is daar, die welsyn, almal kies ons kant, vat hom huis toe, al laai my ma af, en ek was nigter daai aand. Ek het niks gevat nie,
En toe daarna, toe gaan ek huis toe en ek of pel vir my se huis toe. Yes, toe sny ons sulke dik lyne en ons is mal. Ons gaan soos diere te kere. En natuurlik, jy is die ou, die polisie is in jou kant. Die welsyn, jy is die myn ou. Ja, dan voel jy ook sommer, ek is daai ou, jy weet, maar my ma sê op 'n stadium in die woonstel, vir die polisie mense, julle moet die kind toets, sy het hom op dwelms gesit, sy's op drugs. En sy ma herken, sy sê ja, ek is op dwelms, maar julle moet hom ook toets. Hy is 'n drug. Ja. En my ma sê, nie my kind nie. My kind sal dit nooit doen nie. Meantime soos sy gesê het, ek was op drugs, ek was 'n drug. Jy weet, en nou begin ek soos plastiek voel. Ek begin soos die grootste fake voel wat daar is, mislukking, jy hou jy die maskertjies op, jy sê die, maar, jy is stikkend, jy verlore. Polisie het my seer gemaak en net wat ek beleef en gesien het op 'n daaglikse basis. Soos ek nou nog gesê, jy weet baie met die dood werk, jy raak dood, jou hart raak soos 'n stuk baksteen, jy weet, jy het nie meer gevoel van niks en niemand nie. En so was die Here besig om my hart te werk en met my net sagter en sagter te begin roep. En ek onthou, sit so op die tafel, besig met die kokaine goed. En ek sê vir almal, ek sê, hoor julle, ek wil net vir julle iets sê. Daar was iemand in die woonstel vandaan. En daar sê die, selfs een van die ouens sê, halleluja. Weet? Ja. Maar daar's ouens wat aan my tafel sit wat groot gedoop was, wat vervul was met die Gees, maar het so afvallig geraak het van die Here. Ek onthou een aand ons dik gerook en een van die ouens sê ook, wat doen ons as Jesus nou kom? Hy sê nooit, hy moet nie nou uitslaan nie. Hy moet nie nou kom, as hy nou kom, dan is dit nag vir ons. Jy weet, selfs daar het ons geglo, hy gaan weer kom. Sure. En ons het ook met tye vir mekaar gesê, hoe gaan ons hier uitkom? Hoe gaan ons uit hierdie ding kom? Want jy sien soveel wat reeps is, wat net nie kan vrykom nie. En 3 weke na daai aan, is ek alleen in 'n kamer, vol drank, vol dwelm, stap in 'n kamer in, baie stadium, alles begin verloor, as gevolg van my leefstyl, my keuses, natuurlik was my rappies loopbaan na my heen, niemand van met jou besigheid doen nie, was nie 'n kans dat Heartbeat FM of Richard my so nooi, om te kom praat op 'n Vrydagoggend nie, jy ben nooit nie daar, nee. En ek stap in die kamer in, by my nigele gebly in 'n klein kamertjie onder langs 'n garage, was vir so 2 dae solid op drugs en heavy gedrink en te kere gegaan. En toe ek in die kamer stap, toe sak ek in mekaar. Sure. Daar was 'n skuifdeur, ek het hom agter my toegemaak en ek het in mekaar gesak en ek het besef, wie is dit nou? En my gang, die geld, die krag, die mag, het vir my niks beteken. Sure. Toe daar klop aan die deur is en is hy dood. Sure. En sê, kom op pel, kom ons kyk hoe taaf is hy regtig. Want hoe sê die woord, jy word so gebore en jy gaan so dood. Ja. En ek het 'n kans gevat, ek het uitgeroep na die Here, ek het op my knie geval vorentoe op die bed, en ek het regtig besef, ek is besig om te sterf, en regtig goed begin beleef hier om my, wat my wil afvat, jy weet, en daar vat 'n vrees my. En die volgende oomblik, daai reuk in die woonstel, omdat dit is nou 3 weke later, Ja. Dus daai persoon in my kamer. Sure. Jy sê, ek gaan nie jok, ek het hom nie gesien, ek het nie opgekyk nie, Ja. want ek het besef, hier is dit nou. Ja. Wat sê Jesaja 1:8 en hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Kom ons praat dit uit. Stort jou hart voor my uit. Was Dawid sê in Psalm 51, mooi in die boodskapvertaling, hy sê, God sal nooit 'n man wegwys wat laag voor hom buig, en wat berou het nie. En dis waar ek was. Ek het net begin jammer sê. Net begin bely, en ek reken dit was so 1 en 'n half nou, weet jy of jy daai eerste Superman movies onthou nie? Hy was dan Christopher Reeve, hy het hierdie dik bril op, met sy suit, hy is die koerantman, maar hy's 'n telefoonhokkie, as hy in die telefoonhokkie instap, dan gebeur iets bonatuurliks in die telefoonhokkie, want hy vlieg uit, nie as 'n nerd wat aangaan het, maar as 'n Superman. En dieselfde het my gebeur. Ek stap in daai kamer en dronk, die polisie wil my vir die res van my lewe bære. My kos met 'n ketting inskiet. En
hier stap ek in 'n kamer in 'n daai toestand, sakke mekaar en ek begin net jammer sê. Sure. Richard dan 'n uur en 'n half later toe ek opstaan toe ek nigter. Ek sê wie ek het nie blou ligte of wit ligte niks, ek het nie die Here Jesus gesien nie. Ek het op daai stadium op die plek waar was ek 'n verlosser nodig. Ek het 'n redder. Nou, maar mense vra baie vir my, wie was die bevryding? Dan sê ek nee, ek kon nie na iemand toe gaan nie. As ek na iemand toe gaan, sal hulle bevryding nodig gehad het. Jy weet, as ek as kinders moes gaan sien het of 'n maatskaplike werker in my lewe gaan deel het hulle selfmoord gepleeg, want ek sou ook vir hulle gesê het, as jy uitpraat is dit die einde van jou lewe. So 'n ou is in so groot ding vasgevang van leuns en jy stap in daai toestand in 'n kamer in, soos hy Superman. Jy sat. En in daai kamer gebeur iets bonatuurliks. Ek onthou ek het opgestaan toe ek nigter en ek het dadelik 'n begeerte om die Bybel te lees. En 'n swart hardeband Bybel wat my ma vir my gekoop het ook in die 10 jaar na sy hierdie Bybel vir my gekoop het. Sure. Ek is 31 jaar oud toe dit gebeur. 21 het sy daai Bybel. Ek het daai Bybel altyd so maar ek het nie eens geweet as jy vir my sê kom ons lees uit Amos uit, dan's ek hier agter in die kaarte. Ek weet ek het nie. Jy weet waar staan nie ons Vader nie. Maar so ek sê ek het gebid en gevra en gesmeek. En Dawid sê ek het die Here lank verwag, hy het my opgeroep gehoor. En hom afgebuig en my in die modderige put uit opgetel vernietig aan 'n put. Yes. En dis ek het opstaan die Bybel gelees en ek kom daai keer deur die nag en dan lê ek op my rug, dan lê ek my arms in die lug. Dan sê ek net dankie. Loop die trane en soos ek sê as die Here wil my maand hierdie jaar sal 25 jaar terug wees. Richard, ek het uit daai kamer die volgende oggend gestap. Tot vandag toe nog nooit weer gedrink nie. Wow. Nog nooit weer dwelms, nie 'n begeerte gehad, 'n craving vir dit nie. Ek onthou een dag daarna, na daai aand, as ek weer so saam met die manne by 'n plek van ons en hulle chop die kokain op en hulle maak die lyne en die bord kom by my en my whisky staan nie. En ek het toe nog nie 'n sluk gevat nie. Maar ek begin voel, yes, ek voel nie lekker nie. En toe die bord by my kom, toe gee ek dit vir die ou langs my. Ek kon dit nooit doen nie. Sure. Ek kon nie. Jy moes buig en of snyf. En toe ek het vir hom gee, toe is almal soos in, wat gaan met jou aan? Sure. En ek het vir hulle gekyk en gesê, boys, ek slaan. Ek het uitgestap. 'n Vrou het my gebel, net toe ek uitstap, wat ek ingeloop het met geld. En sy het my gebel en ek het net vol begin jammer sê en van gesê, ek sal haar kar van haar gehaal. Iemand het haar kar oorgevat, sy paaiemente. So ons het daai tipe werk ook gedoen, met skuldinvordering. En baie keer is dit groot bedrag. Jy betaal nie die geld. En weet jy wat ons meeste inligting gekry? Is in die nagklubs, in die kroe, die waiters, die baarmanne. Hulle hoor, nou vat ek en jy 'n pap lunchie en jy sit en vertel my as ou wat jou geld skuld en jy kry nie jou geld nie. Dan is die volgende oomblik sal ons iemand ingestuur het wat by jou kom sit en saam jou en sê, ek weet, kan vir julle dop koop. Yes, want ek wil celebrate. En dan sê hy, yes, want ek het hierdie heavy ouens gekry, hulle het my geld vir my gegee wat ou my geskuld het, wat ek nie kon kry nie. So kom ons celebrate. En die volgende oomblik dan sê die ou, maar jy's 'n bestemming hier, jy's gestuur. En dan nie lank nie, dan stap ons daar in en jy weet so, waar gaan kla jy as jy nou my geld betaal? Ek meen, ons is die ryk boere betaal in die Vrystaat, groot plase, om hulle dogters dood te maak, te laat verkrag vir polisse. Sure. Jy weet so, dis 'n bose wêreld daarby, en hy raak net meer boser. En dis hoekom ek sê, jy weet, as ou so in die hart van misdaad was, en albei as ek nou na Hartbeat se logo kyk, daai hart, en daai hart wat so hard en boos is. Jy weet, dan kom die Here Jesus in my lewe ingestap daai aand, en hy kom skud my uit, jy weet, soos Paulus sê, ek gryp jou uit daai duisternis uit. Sure. En ja, hoe hou jy net op vloek, Richard, as dit jou lewe is? Ja. Hoe hou jy, ek het baie op probeer ophou drink. Hoe sê Pel vir my, hy sê, mense sê, jy moet jou net reg ruk. Hy sê het hom soveel keer reggeruk uit, 'n klomp rekmerke. Jy weet so. Hy het soveel keer probeer, maar toe die Here werk. Dis dit 'n volmaakte werk en ja, ek kan nog nie op water loop nie. En ek wil nie sê ek het 'n tweede kans gekry nie, maar
En net 'n rukkie daarna die Here vir my gesê ek moet vir 'n ou man wat een van ons manskappe was wat in Kreeusel op tronk gesit het, verhoor daar wag net dat 2 mense vermoor het en nog een probeer vermoor. Toe sê die Here vir my ek moet vir hom gaan sê hy is lief vir hom. En ek het maar net gehoorsaam, ek het gegaan en het vir hom gesê ek het begin huil toe ek uit die tronk uitstap en vir die Here gesê dis wat ek die res van my lewe doen en as die Here wil Oktober hierdie jaar is ek 25 jaar. Hulle sê mos as mense my baie keer iemand voorstel. Maar hy sal noem my coach, maar hulle sal sê dis Freek van die tronke. Jy weet so God het my passie gegee omdat ek aan albei kante van die gereg was, polisieman en misdadiger, betrokke in gangsterisme, noem dit. Daar is 'n weg uit dit. Jy weet, en sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is 'n werklikheid. Hy lewe. Hy het opgestaan en hy gaan verseker terugkom. En die woord sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat hy die Here is. Ek is dankbaar dat ek en jy nou al die geleentheid gekry het om dit nou te kan doen. Ja. Hy nie my, want hy gaan jou nie dwing om dit te doen. Dis jou keuse. Die grootste vryheid wat God die mens omgegee het is om jou eie keuses te maak, jou vrye wil te hê. So dit is versoening gekom tussen my seun en sy ma. Hy was 6 jaar oud. Toe doop ek haar en haar man op daai stadium. Wow. En daar het nog baie daarna gebeur, maar met 'n wonderlike vrou getroud wat die Here vir my gegee het. Sy het die Here lief gehad met haar alles. Sy was 'n maagd toe ek met haar trou 29. Ek het seker vrouens geken nie. Sure. En uit ons huwelik is 4 produkte gebore van liefde uit. Tweeling, hulle is nou 21. My jonger seun, hy is 16. En dan my dogtertjie is 13. Nou is ek die oupa van 3 kleinkinders. Sure. En ek kan vir jou werklik waar sê vandag, my rykdom is my gesin. Yes. Weet, maak nie saak hoe arm 'n man is nie. As hy 'n gesin het, is hy ryk. En dis my rykdom. En is alles net genade nie. Sure. Ou verdien dit nie. Daar's soveel vrae wat ek het, maar ek kyk na die tyd en ons het miskien 5 minute oor. Ek wil net so 'n bietjie vra omtrent die bediening. Jy weet, hoe het jy in die bediening betrokke geraak? Jy het nou verduidelik van jy het gevangenis toe gegaan en so aan, want ek sien die naam baas raak en so voort. Verduidelik net vir ons bietjie van jou bediening. Waar het begin en waar is ons nou? Ja, dit het begin in Kreeusdorp. So ek het toe, na ek vir daai ou gaan sê, die Here sê hy is lief vir hom, het die Here my connect met ouens wat betrokke was by tronkbediening, onder andere Kairos, waar hy in 'n groepsverband ingaan. En toe ons eerste Kairos hou daar, Kairos 6, is daar toe ouens in die tronk wat ek toe erken. Nou al wat daar was as gevolg van my, jy weet. Al jou vriende. En hulle ken my en hulle is verbaas. Hulle kan nie die ou wat hulle al buite ken en met die ou hier binne connect nie. So en die Here het my regtig connect met die regte mense en net meer en meer sy hart en sy passie vir mense agter tralies gestik en is verlore mense. Want dis vir wie hy gekom het om hulle te soek. So ek is dankbaar, hy het my geroep daarvoor. Ek is al baie selfs toe ek op Kruiskyk was, het hulle vir my gesê ek gooi God se parels van die varke, nie Kruiskyk, maar van die kykers. Doen dit nou nog op social media en dit. Maar weet jy wat, wees jy net gehoorsaam, bly in jou baan. God roep jou nie om gewild te wees, hy roep jou om getrou te wees. So ek het daar begin met Bybelstudies met die ouens. Ek is na 'n jaar geregistreer en ek het eendag as ek besig met 'n Bybelstudie en ek sien soos 'n visioen. Ek sien ons neem dit op in die tronk. Die dienste en saai het uit buite op die TV. Niks se weet van TBN of 5TV of Kruiskyk of Heartbeat FM. En die Here het dit moontlik gemaak. Ons het vir oor die 5 jaar het ons dienste opgeneem in die tronke, reg uitgesaai op Kruiskyk. En seker so 13 jaar terug het die Here ons geskuif van hier na die Suid-Kaap toe. En tans, ons het so 2 jaar terug 'n radiostasie in die Suid-Kaapse tronke begin, wat tans op ys is, 'n paar dinge gebeur, 'n paar uitdagings, maar is besig om op te staan, tans besig baie by het verlang hier in George gebly vir 8 jaar, en toe het ons verlede jaar Oktober, Mosselbaai toe geskuif, baie naby die jeugtronk, in Mosselbaai, waar ek baie aktief is, en wil 'n Basaak Akademie, want Basaak
Hy het ook in die Suid-Kaap aankom om te dink almal is wel hy nou weer die basis is dit 'n rasse ding. Maar basies in Engels is overcome. Ja. To master something that you were the slave of. Okay. Jy weet so ek was 'n naamie vir my TV-program. En ek het 'n meer as oorwinnaar oorwin heers en toe 'n woordeboekie, beknopte Afrikaanse woordeboekie kry ek toe ek gaan kyk vir 'n woord. Toe kry ek Basara. So dit was eers my TV-program en toe as hierna toe kom was ek vir 'n ruk op Eden FM en toe het ek vir Pastor Christo ontmoet Nel en hy het my voorstaan Mr. A en ons het broers geraak in die Here en ek het betrokke geraak by Heartbeat en het verskriklik geniet en ja, soos ek sê, toe was ek nou 3 jaar terug gediagnoseer met limfoomkanker en nou moes veg vir jou lewe en hier is ek terug, my stem terug om vir die luisteraar te sê Sure. God het jou lief, dis nog altyd my boodskap. Ja. Dis wat ek vir die ou daai dag in die tronk moes dan sê vir hom ek het hom lief en dit bly my boodskap. My grootste preek nog was daai dag. En ek kan net vandag vir die Here al die lof gee. Jy weet ek sê my maand Oktober hierdie jaar as die Here wil sal dit 25 jaar wees. So kan ek ook sê ek het nou 'n life sentence in die tronk uitgedien. So ons is in die proses, ons wil 'n Basak Akademie begin by die jeugtronk en die jong manne toerus om by dit uit te kom wat God vir hulle beplan het en wat hy vir hulle gedagte het. Sy gedagtes vir hulle hoopvolle toekoms, nie onheil nie. En so ja, ons het verlede week begin met The Walking se Vader. Okay. Daarso. So ja, ek is redelik betrokke hier in die tronk in die Suid-Kaap, Wes-Kaap. Toer nie meer so baie nie, want ek het oor die 16 jaar die land vol getoer en al die tronke toe gaan. En in die Here my regtig 'n passie gegee ook vir media, want dit is 'n bediening. Dit is ja. Jy weet toe ek kanker gehad het, Richard, Februarie, Maart 2020, geen stem nie. Het die Here nog steeds oor 1 miljoen mense bereik op media. Ja. So iemand vra vir my nou, wat sê jy doen as jy nou nie moet begin in die bediening? Ek sê eers nou wat ek sal doen, ek sal 'n podcast begin. Ja. Want joh, dis net op 'n ander platform. Ja. Jy het nie nodig om 'n terapeut te gaan sien nie. Kom praat dit nou op my podcast of luister na 'n podcast. Verseker, ja. Of na Heartbeat FM, jy weet so. Ek is nou bevoorreg, ons het nou 'n studio begin daar in Mosselbaai. Daar was een, maar ons het geskuif in dieselfde gebou. So ons het nou 'n podcast studio, maar ons ook Heartbeat FM, Mosselbaai se studio. So ja, baie opgewonde. So, en wat bied julle als daarin? Tans doen ek maar nog net 'n program. Ons het hom nog nie heeltemal reg nie. Maar ek sal jou ook nou nooi om bietjie te kom en jou storie te kom deel, jy ook bietjie die kant sit. Maar die plan is by podcast studios geregistreer die naam om mense te help dat hulle nie te stem maar hulle stemme te laat hoor en 'n platform te skep. Ja. So ons kan vir hulle op 'n podcast maak en dan ook maak dat hulle 'n program op Heartbeat het, veral in aande. Jy weet so ja, ons het 'n mooi droom en plan daar in plek. Ek glo as dit volgende week dan gaan ons heeltemal klaar wees en reg wees. In so 'n minuut wil ek net 'n bietjie hoor, wat is die leeu's wat so brul daarso op Facebook? Is dit klomp manne, vriende van my, ons het brultyd. Okay. En is maandagooggend dan kom ons op Zoom by mekaar en weet jy, Richard, die manne raak stil. Ek is gister gekontak en gevra of ek nie, dink is die 8de Mei, die Vrydag aan die spreker sal wees by die Mighty Mini in Mosselbaai nie. Dink ek gaan daar by Hartenbos by die ATKV wees, amfitheater en jy vat 'n voorreg. Ja. Want die manne se bril raak weg en brultyd is net om te help om my bril weer terug te kry, want sy man sy bril verloor. Ja. Want hy weet soos 'n brullende leeu rondloop. Ek kom hom, hy soek net wie hy kan verskeer en vernietig. En jy al gesien wat doen 'n leeu mannetjie? As 'n ander in sy territory aankom, hy is beklim tot die dood toe. Ja. En die eerste is hy nuwe mannetjie oorwin. Eerste wat hy doen is hy maak hy leeu mannetjie se saad dood. Ja. En dis wat die vyand wil doen. Die woord sê dit, hulle wat staan en piepie teen die muur. Ja. Dis hy wat die vyand wil uithaal. Ja. So brultyd is regtig gefokus op meer op manne. En ons is tans besig met 'n hele entrepreneurskap Ek het gehoor. wat ek regtig suksesvolle besigheidsmanne om die tafel het. Wat my ook leer en my ook bou. Een van hulle sê altyd ou mense, as jy die braaitjie spaak in die kamer is, kom maar uit.
Jy moet mense om jou hê wat jou optrek en opbou en stig. Wel, dis wat hier gebeur by Heartbeat FM en George, want ek het nou hierdie programme en ek bring ouens soos jy in en dan al wat ek doen is ek sit maar net en luister en sit en drink. Dis amazing, Freek. Ag, ek is so dankbaar jy het uiteindelik ingekom. Dis dankbaar. Ek weet jy's ook 'n besige man en dit's net vir my wonderlik om hierdie kant van die tafel ook te sit en te luister na wat die Here gedoen het. So pragtige, oorweldigende eintlik getuienis. Dink ek kom uit Willems uit, maar ek bedoel, jy's next level gewees. Ek was die user skiesie op. Deel maar uit een pak Paasdag uit of so, jy weet, maar dit is ook, glo ek, hoekom die ouens in die tronk so kan relate met jou. Jy weet, dat jy so suksesvol is en so effektief is in wat jy doen. En oral waar ek kom, hoor ek die naam en hoor ek wat die Here doen. En selfs nou met jou kankerstryd, soos jy gesê het, ons het almal hierdie geveg. Die vyand los ons nie. Ons het 'n konstante geveg, maar ons moet maar brul so af. As ek jou hoor brul, dan brul ek ook. En dan brul ons almal vir Jesus saam, jy weet so. Ja, join sy leeutrop. Ek hou van jou styl van dinge sê, want ek dink dis baie tasbaar en verstaanbaar vir ons as mans ook om te verstaan dat jy weet, soms is die brul uit jou uit en dan voel dit jy wil eintlik net daar onder 'n bossie gaan lê en wegkruip. Dis 'n katjie mel. En dit is so, ek bedoel ons veg almal daai geveg, maar as ons weet wie ons in Christus is, ons weet wie Christus in ons is en ons weet wat Christus deur ons kan doen, dan weet ons dat ons moet net brul met sy brul. Die leeu van Juda. Die stam van Juda, Maar Freek, baie dankie dat jy ingekom het, ek waardeer dit. Ons het so 'n minuut om af te sluit met gebed. Ek weet nie of jy vir ons sal afsluit. Ja. Ek waardeer. Vader, baie dankie vir die dag. Dankie vir die geleentheid. Dankie vir Richard en Heartbeat FM. 'n Platform wat ons kan hê om te getuig van u goedheid en u genade. U wat regtig waar nie gekom het om te oordeel nie, maar wat u goddelike troon verlaat het en 'n slaaf kom word het op hierdie aarde. En aan 'n kruishout gaan hang het. En ek en Richard kan getuig. Ons rekordboek of boeke van sonde het u daar vasgenaam. Dankie Jesus. Dankie dat u bloed nog steeds verlos. Dankie dat u bloed nog steeds gesond maak. Dankie dat u bereid was om ons dier te koop met u lewe met u bloed. Ons wat so mossig gelewe het. Maar dankie Here. Dankie dat ons kan getuig dat Jesus Christus die weg is, die waarheid is, die lewe is. En as jy nie die seën het, het jy nie die lewe nie. So dankie Vader, dankie vir die woord wat uitgaan. Ek bid vir Richard, ek bid vir Heartbeat FM. Dankie dat ons deel van hierdie span kan wees en dat ons harte warm kan klop vir ons koning, ons verlosser Jesus Christus.